Ek hoop nie julle stemme is te veel gerek na daai lied nie. Sal volgende keer maar aanval. Dis 'n bietjie laer kan begin. Jakobus 2. Ons gaan lees van vers 8 af. Môre Jakobus. Ons gaan lees van vers 2 af. Jakobus 2, lees van vers 8. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie Here vir u woord. Dit is vir ons so heerlik om u woord oop te maak. Dit is vir ons heerlik om as 'n familie in u bymekaar te kan wees. Vanmôre is ons so dankbaar dat Gert by ons kan wees, Myra by ons kan wees. En dankie Here dat u ook in alles rondom hulle ook in totale beheer was. Ons loof en prys u naam. Nou Here, dat ons die woord ook oop het, is die gebed van ons harte, dat u met ons sal spreek, en dat ons sal luister, gehoorsaam sal wees aan die woord. Ons bid dit in die naam. Amen. Jakobus 2 vers 8. As julle wel die koninklike wet vervul, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen julle goed. As julle egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen julle sonde en word julle deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar in een wet oortree, is aan almal skuldig. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dus nie egbreek pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy oortreder van die wet. Praat so en tree so op, asof jy deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. Die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ontferming triomfeer oor die oordeel. Net tot sover. Hierdie hele gedeelte het ons tot dusver gesien, gaan oor die uiterlike van 'n persoon aanneem. Belangrik ag, dit wat buitekant is. En as jy 'n beeld daarvan wil kyk, hoe die kerk lyk is daar sekere mense wat hoër geag word as ander, of sekere mense wat vir ons meer belangrik is as ander. Is een van die ongelooflikste voorbeelde vir my, is in die Ou Testament met die twee seuns Jakob en Esau. Is ongelooflik as jy lees oor hierdie twee seuns, oor hulle ouers en hoe hulle hanteer het. In Genesis 25 lees ons die volgende. En die seuns het opgegroei, Genesis 25 vers 27, Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelewende man wat in tente gewoon het. Okay, twee karaktertrekke, en ongelooflik, as ons as kinders van die Here daarna kyk, sê ons, weet jy wat, die karaktertrek van elke persoon word deur God gegee. So Esau is mal daaroor, hy's 'n veldman, hy's mal daaroor oor die jagting, maar ou Jakob vredelewende man, hy het in tente gewoon. En dan vers 28. En Isak, sy pa, het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak. Okay, so, hoekom het Isak vir Esau lief gehad? Omdat Esau se hart was wonderlik geweest en hy het so van Esau gehou oor die hart wat hy gehad. Nie hy het van wildsvleis gehou, kom ons sê dit vir mekaar. Hy hou van wildsvleis. Okay? Party van ons het dieselfde ding, ons byvoorbeeld, dis een van die grootste skandes, so moet dit my nooit sê nie, want dis 'n skande, dis 'n ewel, as jy een kind voortrek bo 'n ander kind. En party mense sê, hierdie is my blouoog kind. En dan myself, vreesaanjaend. Okay? Hoekom was hy jou blouoog kind? Want meerderheid van kere was dit omdat jy iets wonderliks daaruit vir jouself kon kry. Of jy daaroor gebrek het of wat ook al daaroor was. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Okay. Twee kinders wat voorgetrek word, die een deur die een ouer en die ander een deur die ander ouer, en dit wys vir ons absoluut wat baie keer in die kerke gebeur, hoe mense sekere mense belangriker ag as ander mense. En hoe lyk daai familie? Hy spat uit mekaar uit. Dis die kerk. Die kerk waar daar nie liefde is vir alle mense nie, gelyke liefde is nie, is 'n kerk wat nie kan hou nie.
Dis 'n kerk wat uit mekaar uit sal skeur. Huisgesin wat so lyk, wil God. 'n Kerk wat so lyk, wil God. Nou kom ons hoor, wat sê die Bybel vir ons, hoe moet ons wel lewe? En is interessant dat Jakobus begin en hy sê vir ons, hierdie is 'n koninklike wet. Dis 'n koninklike wet waaroor ons praat. Dit beteken, dit het autoriteit. Dit het die hoogste autoriteit, die koninklike wet. Om dit te verduidelik is, as jy die tydperk van die Bybel geleef het, of deur die middeleeue, was daar konings, heersers gewees. Nou dink by jouself, die heerser het 'n wet gemaak. En jy, as klein knapieres, jy dink by jouself, wel, ek dink nie ek gaan die koning se wet nakom. Ek dink regtig waar, dis nie nodig om in alle omstandighede die wet na te kom. En die koning roep jou in en hy sê vir jou, wat is jou probleem? Jy kom nie my wette na nie. En jy sê, wie wat koning, ek het nou regtig waar daaroor gedink. Ek dink nie hierdie wet is enigstens meer gepas vir die tyd waarin ons lewe nie. Ek dink regtig waar dat ek moet my eie besluite kan neem. En wat ek dink is goed vir my, dink ek dink regtig waar ek moet dit net kan doen. Dan sal die koning vir jou sê, ag, jy is so 'n wonderlike knegg van my. Fantasties dat jy jou eie brein gebruik het. Ek sal nou jou brein laat jy verloor. Is dit nie? Want dis 'n koninklike wet. Niemand mag 'n koninklike wet oortree nie. Dis 'n koninklike wet. So as jy weet, dit is 'n koninklike wet, beteken, dit is belangrik. Jy kan nie jou keuses daaroor maak nie. Nou wil ek jy moet saam met my in die Bybel gaan kyk, hoe belangrik is dit wat die Bybel vir ons sê. Matteus 5. Matteus 5. Matteus 5. Vers 18 en 19. Amen. Voorwaar, dit is waar. Amen. Ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Nou ek wil hier gou daar, wys gou vir my die volgende slide, ek wil net vir hulle hier wys. Nou wil ek jou gou verduidelik as jy dit nie weet nie. Dit is hoe 'n jota lyk. Dis die kleinste letter van die Hebreëse alfabet. Jy kan hom ook so skryf, half soos 'n kappie wat skyn staan. Jota. Wat is 'n titel? 'n Titel, sien jy daai klein streepie daar? Agter hierdie gedeelte daar. Sien jy daai klein streepie daar? Dis 'n titel. As jy nie daai strepe het nie, verander 'n beet in 'n kaf in Hebreëus. Aan daai kant, as jy nie daai strepe het nie, verander 'n delta in 'n roos. Dalef in 'n roos. So, dis wat gebeur. Dis wat gebeur as jy nie daai klein titel het nie. So die Bybel sê vir jou, dat nie een van 'n jota, klein streepie, nie 'n klein streepietjie wat 'n B na 'n C verander en 'n R na 'n D verander, nie daai klein streepie mag nie weggelaat word in die wet van die Here nie. Dink jy Jesus is duidelik daaroor dat jy nêrens mag krap aan sy wet nie? Ek dink is duidelik daaroor. Ja, goed. Baie dankie. So kom ons lees vers 19. Wie is een van die geringste van hierdie gebooie afskaf en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemel genoem word. Maar wie dit onderhou en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Dit beteken dat as jy 'n kind van die Here is, ons praat van kinders van die Here, as baie mense wat predikante is wat nie kinders van die Here is nie, of pastore wat nie kinders van die Here is nie. Ek praat van iemand wat 'n kind van die Here is, wat vir die Here lewe. As jy eers in iets wat jy doen, vir iemand leer, dat dit wat in die Bybel staan nie meer belangrik is nie, sê die Here vir jou, jy gaan eendag in die koninkryk van die hemel, gaan jy nie belangrik geag word nie, jy gaan die minste genoem word. Dis hoekom dit so belangrik is vir 'n predikant om wat te doen, om te sê, ek hou lieweste 100% by wat die Bybel sê. 100%. Jy kan vir my dink, ek is die stupidste ou en ek moet bykom by die tye, ek doen dit 100%, omdat ek weet,
God wil hê, dit moet 100% nagekom word. Daar word nêrens weggevat van God se woord nie. As jy kyk na die eerste teologiese samevatting, as jy kyk vir die 5 boeke, die Torah, die eerste samevatting van die Torah is in Deuteronomium. Deuteronomium vat saam, dit wat gestaan vanaf Genesis af tot Deuteronomium, hy vat dit vir jou saam. Nou in Deuteronomium word ons al reeds geleer die volgende, Deuteronomium 4 vers 2. Dit word herhaal ook later aan in Deuteronomium 12. Maar Deuteronomium 4 vers 2, julle mag niks byvoeg by alles wat ek julle beveel nie, en julle mag niks daarvan weglaat nie. Kom die gebooie van die Here julle God na, wat ek julle beveel. Openbaring sluit af, Openbaring 22 vers 18. Ek getuig teenoor elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand iets hieraan toevoeg, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. As jy Openbaring lees, dan verstaan jy, hierdie is nie speletjies nie. God sê, as jy iemand iets hieraan toevoeg, as jy iets bysit, by wat die Bybel staan, sal God die pla waarvan in hierdie boekrol geskryf is, aan hom toevoeg. Vers 19. En as iemand van die woorde van die boekrol van hierdie profesie wegneem, sal God sy aandeel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad, waarvan in hierdie boekrol geskrywe is, wegneem. Kan ons sien dat God nêrens sê, goed, dit is wonderlik dat ons nou in 'n tyd kom waar jy regtig waar vry is van die koninklike wet, jy kan nou maar doen wat jy wil. God sê, ek wil hê, jy moet elke liewe ding wat ek sê, moet jy nakom. En weer eens kan ek net vir julle sê, baie mense sê, okay, wat van die offers? Die offers geld nie meer nie, want Christus is die finale offer. Dit beteken nie die offers het opgehou nie, dit beteken Christus is die offer. Okay? So hoekom doen ek nie meer offers nie? Van die perfekte lam van God is vir ons gekruisig. Hoekom vier ek nie meer die Sabbat nie? Want Christus is nou die een wat elke dag saam met my is, elke dag, en elke dag is nou heilig. Okay, kan jy dit verstaan? So, nou kom die Bybel en hy sê, hoor hierso, dis nie dit wat in jou mond gaan wat jou onrein maak nie, maar dit wat uit jou mond uitkom, en dan staan daar, en daardeur het Christus alles rein verklaar. Want in hom beteken dit nou, en dis wat hy vir die gemeente sê, Timoteus sê, Paulus skryf dit vir Timoteus, hy sê vir hom, as jy nou bid, deur die gebed, word die kos heilig. Kos word rein. Okay? So, wat moet ons doen? Ons moet teruggaan en sê, hoor hierso, die Bybel gee vir ons duidelikheid. Die Bybel gee vir ons duidelik oor die vervulling van dit wat God in die Bybel vir ons sê. En elke deel van wat in die Ou Testament staan, moet in vervulling gaan in die Nuwe Testament. As dit nie in vervulling gaan in die Nuwe Testament nie, wat weet jy daarvan? Dit gaan nog steeds aan. En nou kan ons kyk na alle morele wette. Het morele wette ewe skielik opgehou in die Nuwe Testament? Glad nie. Glad nie. En as jy vir my daaroor net so twyfel, kom ek gee jou net een teksvers. Kom ons kyk gou na een teksvers. 1 Korintiërs 6. Vers 9, 1 Korintiërs 6 vers 9. Weet julle nie, dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie. Geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of manlike prostatiete, of mans wat met mans intiem verkeer. Daar's 2 Griekse woorde net vir interessantheid wat daar gebruik word. Die een het te maak met 'n sagte man. Dit was gewoonlik die sagte man in die manlike verhouding, en die ander in die manlike verhouding. 2 woorde wat daar gebruik word. En al 2, is interessant, die eerste woord wat daar gebruik word, arsenokoitas, kom van 'n woord uit Levitikus uit, waar gesê word homoseksualiteit is 'n sonde, en is 2 woorde wat opgebou word. Koi is bed, en arsen is man. Okay? Dis waar Paulus hierdie woord vandaan kry. Hy het die LXX gevat wat die vertaling is van die Hebreëse Ou Testament, en hy het die 2 woorde arse en koitai
het hy gevat en hy het een woord gemaak, en dis wat hy hier geskryf het. So as jy daai woord lees, waar weet jy waar kom dit vandaan? Uit die Ou Testament uit. Paulus het die woord geskep, by mekaar uitgebring, so jy weet presies waaroor dit gaan. Geen van hierdie persone, mans intiem verkeer of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. En dan sê hy vir hulle, so was sommige van julle, so die mense wat daar in die kerk sit, het uit daai wêreld uitgekom. Dis my ongelooflike. Kan Christus mense red uit daai wêreld uit? Al daai goeders? Ja, dis die antwoord. Wat is die antwoord? Christus is die antwoord. Daarom is ons bly en opgewonde as ons met mense kan praat wat in sonde vasgevang is, want ons kan vir hulle sê, Christus is die antwoord. Nie 'n sielkundige nie wêreldse advies nie, Christus is die antwoord. Christus maak vry. En as jy Christus is jy 'n nuwe mens. Die ou is verby, kyk, alles het nuut geword. Sjoe, ongelooflik as ons by dit bly wat die Bybel vir ons leer. Nou, wat is die wet dan? Hy is die koninklike wet. Wat is die wet wat hy nou vir ons hier gaan noem? Hierdie wet wat hy vir ons noem is maar slegs 'n opsomming van die wet. Matteus 22 sê dit vir ons. Hy sê vir hom, hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Wat is die wet en die profete? Die twee gedeeltes in die Bybel, die wet en die profete, dit beteken die hele Ou Testament. Die hele Ou Testament word vasgevang in wat? In hierdie twee gebooie. So wat gebeur as hy sê, een van die twee gebooie hou ek nie meer van nie? Of wat gebeur as jy 'n deel in die Ou Testament sê, okay, ek hou nie meer hiervan nie. Wat gebeur met die twee gebooie? Jy's nie besig om meer die twee gebooie na te kom. Okay? Dis die twee gebooie. En dan in Romeine 13 gaan hy aan en hy leer vir hierdie mense die volgende. Kom ons kyk saam na die gedeelte. Romeine 13 vers 8. Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen nie naaste en geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. So wat sê hierdie gedeelte vir ons? Wat is die vervulling van die wet? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So die oomblik as jy vir jouself sê, dit is die koninklike wet, beteken dit, hierdie wet is belangrik, ek mag nie hierdie wet breek nie, is 'n goddelike wet, kom van God af, dit hou stand deur alle tye, want God staan buitekant tyd. Weet wat doen jy, as jy vir jouself sê, God, hierdie gedeelte kan nie meer vandag van toepassing wees nie, want ons het verander. Dit beteken, God het nie geweet dat julle gaan verander nie. Het God geweet in die jaar 2000, dat mense so gaan bepaald wil by hulle lewe? Ja, hy het. En die interessante is, jy dink jy is so uniek. Gaan lees 'n bietjie die boeke van in die eerste, die tweede en die derde eeu, en jy sien hulle dieselfde goed wou doen. Die mens het nog nooit verander nie. Die mens bly dieselfde, daarom bly God se wet altyd dieselfde. God se wet is ongelooflik belangrik. Jy moet daarby hou. Nou, wat is die wet? Jy moet jou naaste lief hê. Hoe moet jy jou naaste lief hê? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar die Bybel sê vir ons dat elke persoon op hierdie aarde het hulle self baie, baie lief. Kom ek sê net vir julle, dit is 'n teksgedeelte, en as jy nie glo nie, dan trek maar 'n streep deur daai Bybel. Ek gaan nou vir jou vertel rondom dit, maar kom ons kyk eers na die Bybelgedeelte. Efesiërs 5 vers 28 en 29.
En dit is so 'n goeie gedeelte, want mans gaan vanmôre ook weer hoor hoe hulle vroue moet lief hê. Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 28. Net so. Net soos wat? Net soos wat Christus die kerk lief het. Ons gaan nou daaroor praat. Vers 28. Net soos die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. So mans, hoe lief moet jy jou vrou hê? Soos jou eie liggaam. Dis hoe lief jy jou vrou moet hê. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Nou is dit nie waar nie. As jy jou vrou sleg behandel, my mens, gaan jy die slegste tyd in die lewe hê in jou huis. Maar as jy jou vrou wonderlik behandel en jy behandel haar soos 'n koningin, wat gaan gebeur met jou? Jy gaan die heerlikste tyd in die huis hê. So selfs net uit selfsugtige redes sal dit goed wees as jy jou vrou liefhet soos jouself. Want as jy dit nie doen nie, dis nie goed vir jou nie. Dis sleg vir jou. Wie dit al ondervind in jou lewe. Dat jy jou vrou nie goed behandel nie en dat die lewe net vir jou woes en leeg raak en dat jy ervaar hel. Jy hoef nie nou te bely nie. Okay, maar dit is so. Dit is so. En die Bybel is altyd waar. Is nie wonderlik nie. Die Bybel is altyd waar. Hy sê, wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Alright. So dit is so. Jy het jouself lief as jy jou vrou liefhet. As jy jouself haat, hanteer jou vrou sleg. Jy gaan hel in jou huis hê. Vers 29. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Nog niemand het ooit sy eie liggaam gehaat nie. Nou daar's baie goeders vandag wat gebeur nie. Mense wat hulle self met lemmetjies op hulle lywe trek en al hierdie goeders. Kom ek sê vir jou al hierdie goeders. Wie wat het dit mee te maak? Dit te maak met ek soek aandag. Want ek is lief vir my self. Jy kan gaan na enige persoon toe. Jy gaan na die persoon wat die ergste in depressiwiteit en wat ook al is. Wat is sy rede daarvoor? Is ek dink die wêreld skuld my meer as wat hulle vir my gee en nou gaan ek hier in die hoekie sit en ek gaan net soap. In soap. En wat is soap? Ek ook al wil doen. Alright, dis wat gebeur. Dis wat gebeur. Daarom is die Bybel eens daaroor is dat luister hierso. As jy 'n kind van die Here is, onthou dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoekom? Want elke persoon het homself baie lief. En as jy vir my sê, Johannes, nie waar nie, piek fyn, trek maar net 'n streep daar en jy hoef niks meer in die Bybel te glo nie. Die Bybel is reg. Die Bybel is reg as hy sê, ons moet mekaar lief hê soos onsself, want elke persoon het homself bitter baie lief. Gaan kyk maar waar jy beweeg in die winkels of waar ook jy kom. As ewe skielik as mense nie aan jou aandag gee nie, mense nie vir jou maak asof jy iets is nie, wat raak jy onmiddellik? Boos. Hoekom? Want jy is vol van jouself. As jy in die huis is en jy raak ongeduldig en jy raak kwaad vir jou vroukie, hoekom doen jy dit? Hoekom raak jy vrou kwaad vir jou man? Want jy is vol van jouself en ek weet presies waarvan ek hier praat. Dis ons grootste probleem, mense. Dis ek vol van myself. Filippense 2 vers 3. Deur nie iets uit selfsug of ydelheid te doen nie, maar in nederigheid die een ander hoër te ag as homself. Ag die ander persoon hoër as jouself. Deur elkeen nie na sy eie belange om te sien nie, maar ook die van die ander. Wat moet ek met teenoor my naaste doen? Ek moet my naaste lief hê soos myself. Dit wat ek vir myself gun, moet ek gun vir my naaste. Ek moet my naaste lief hê. Nou daar was een baie dom man wat in die Bybel na Jesus toe gekom het en hy wou homself, die Bybel sê dit, hy wou homself regverdig. Joe! Dis gevaarlik. As jy jouself wil regverdig en hy kom na Jesus toe en sê vir Jesus nadat hy dit hoor, hy sê Jesus, wie is my naaste? Oeps. Hy het gehoop het gaan 'n naaste wees waarvan hy hou. Toe vertel Jesus hierdie verhaal wat enige Jood se hare regop staan. Jesus sê daar was 'n man gewees wat op reis was. En klomp skelms oorval hom en slat hom plat neer. En daar kom 'n priester en leviet verby. Ag, en nou dink hierdie Jood, die priester en die leviet gaan seker op help, maar hulle twee het daar ver verby gegaan.
Ek meen as iemand nou net hierdie ou stukkend geslaan het, is die kans baie goed, ek is volgende, moenie inmeng met geleenthede wat jy dalk in die moeilikheid kan beland nie. Is dit nie die reël van die dag nie? En hulle gaan ver verby. Met geleentheid kom daar 'n man verby en hy was 'n Samaritaan. Nou kan jy dink jy weet wat luister na die verhaal, dink asseblief Samaritaan moet net stop daar. En hierdie Samaritaan gaan stop daar. En hy versorg hom. En hy vat van die wyn en alles en hy versorg sy wonde. En dan dink hy, okay, alright, dis genoeg. En Jesus gaan aan en die Samaritaan laai hom toe op sy donkie en hy gaan met hom na die hotel toe. En toe hy daar kom by hierdie plek, toe sê hy vir die man, asseblief versorg hierdie man. En enigiets wat ek jou verder skuld, sal ek jou betaal as ek terugkom. Kan jy dink hierdie Jood wat hier na hierdie verhaal luister, wie is my naaste, hier vertel Jesus hierdie verhaal van 'n Samaritaan, hy doen alles, hy versorg hierdie man, hy vat hom na die naaste plek toe wat hom kan versorg, en daar betaal hy nog die mense verder en sê, as hy enigiets skuld, sal ek jou betaal. En Jesus vra vir hom, wie was die man se naaste? Ek dink nie daai man nou enige vrae verder vra. Wie is die naaste? Die naaste is die een wat die naaste is aan die persoon. Het jy naby die persoon gekom? Het jy werklik waar naby gekom? Want die Samaritaan was die persoon wat na my gekom het. As jy hierdie verhaal verder wil gaan kyk, is die wonderlike, want nou gaan ons daaroor verder kyk, is wat is die standaard? Wat is die verdere standaard? As jy gaan kyk na die Samaritaan, die hele verhaal van die Samaritaan vertel van wie? Christus. Christus het naby ons gekom. Want ons was verwond en langs die pad gelê en hy het ons wonde genees. Jesaja 53. En hy het daarvoor betaal toe hy by die inryk kom en sê enige skuld verder wat hulle in hulle lewens doen is op my. So die ongelooflike van die verhaal is die verhaal wat ons na Christus toe. Christus is dit. Christus is volkome Samaritaan wat naby my gekom het. Omdat hy naby my gekom het, nou kom ek naby ander mense. En daarom is Jesus se opdrag in Johannes 13 vers 34, ek gee julle 'n nuwe gebod. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, maar Here, U dan het al gesê, maar luister verder, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. So wie is nou die standaard? Dis nie net ek moet nie my naaste lief hê soos myself nie. Jesus sê, kom ek gee vir julle 'n nuwe standaard. Julle moet julle naaste lief hê soos wat ek julle lief gehad het. En dis die verhaal van die Samaritaan. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. So ongelooflik baie mense sê ja nee, my naaste, en dan sê hulle die mense waarmee ek in aanraking kom, dis my naaste. Dis so, mense waarmee ek in aanraking kom. Maar jou naaste en die mense wat jy moet lief hê is nog verder as dit. As iemand dalk gedink het, hoor hierso, daar sekere mense wat definitief seker nie my naaste is nie. Sê Jesus in Matteus 5 vers 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg. O, koek. Nou is daar geen meer ouens wat oorbly. So my vyande, die wat my vervolg, bid vir hulle, wees lief vir hulle. So die standaard is, jy moet jou vyande lief hê. Wat is die standaard? God is die standaard. Christus is die standaard. Soos Christus my lief gehad het, moet ek ook my vyande lief hê. Moet ek my naaste lief hê. Soos Christus my lief gehad het. En dan kom Jakobus en hy gebruik 2 van die gebooie, bring hy uit. 2 van die gebooie bring hy uit. En die interessante, die 2 gebooie wat hy uitbring is oorspel en moord. Hoekom dink jy doen hy dit? Oorspel en moord is die 2 gebooie wat strafbaar was met die dood. Want hy wil vir hulle iets vertel. Hy wil vir hulle vertel dat as jy ergens een van die gebooie oortree, is jy strafbaar met die dood. Met die dood. En daarom gebruik hy hierdie 2 goeders. En hy sê vir hulle, hoor hierso, as jy enige van die gebooie oortree, enige van die gebooie oortree, is jy skuldig voor die wet. Nou ons het baie keer die idee as dit kom by die wet en in ons eie lewens, dan dink ons die gebooie werk soos volg. Ons dink dit werk so. Hier is die 10 gebooie en ek sê vir myself, okay, die eerste gebod kom ek na,
tweede gebod kom ek na, die derde gebod kom ek na, die vierde gebod kom ek na, die vyfde gebod kom ek na, 6, okay, as jy dit tot die letter, nie heeltemal nie, so ek is 1, 5, 1 teen my, okay, dan gaan jy so deur die wette, en jy dink by jouself, as ek daarom net 'n slaagsyfer het, as ek so 5 reg het, dan kan ek seker so 3, en miskien so 2 nie heeltemal doen nie, maar dan het ek goeie punte gekry, terwyl die Bybel sê, nee, as jy een nie gedoen het nie, as jy een nie gedoen het nie, is jy skuldig voor almal, skuldig voor almal. Ek wil net vandag hierdie vir julle verduidelik, want dit is tog belangrik. Baie mense het die idee, dat sekere wette, as ek nou moord pleeg is op hierdie vlak, en as ek my naaste haat, is dit op hierdie vlak, dis op dieselfde vlak. Dit beteken, as ek nou my naaste haat en ek het moord gepleeg, dit is presies dieselfde. Dis nie wat Jesus probeer doel het in terme van die straf nie. Iemand wat dood gemaak het, is gestraf met die dood. Iemand wat in sy gedagtes, nee. Maar, daai persoon staan net so skuldig voor die hel. Vang jy dit? Okay? So, die gevolge en die straf is in die sin dieselfde, dat albei verdien die hel. Albei verdien die hel. Maar die ding is, wat ons moet onthou is, mense wat die ergste gaan brand in die hel, is mense wat op die ou ende die meeste weet. Dis wat die Bybel sê. Jesus sê dit. Wie jou? Kapernaum. Wie jou? As die wonderwerke en die tekens plaasgevind het in Sodom en Gomorra, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Wie julle sal 'n erger oordeel moet kry. So die mense wat die ergste oordeel gaan kry, is die mense wat in die kerk sit elke Sondag en nie so lewe. Maar die standaard is, hoor hierso, as jy enige wet oortree, staan jy skuldig voor alles. Matteus 5 vers 48 stel dit mooi. Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. In alles in my lewe is my strewe na wat? Volmaak. Nie punte nie. En daarom kan ek nie myself meet aan ander nie. Ek kan nie sê, wel, daai persoon is daar nie, ek is dan beter as hy. Want ek doen daarom nie dit en dit nie. Nee, sê die Bybel, jy beter alles doen. Dis die standaard. Die standaard is volmaaktheid, soos jou hemelse Vader volmaak is. Nou baie van julle wat hier sit, sê, Johan, kom net asseblief by 'n punt uit, ek maak dit nie. Jy's nog nie klaar nie. Ek wil hê jy moet dit voel. Ek wil hê hierdie teksverse moet so in jou brand, dat jy ervaar, wat is dit wat God van my vra? Ek wil hê jy moet saam my blaai na Psalm 5 toe. Psalm 5. As jy kyk na vers 6, ek gaan dit vir jou lees in die ou vertaling wat meer op die oorspronklike wat daar staan. Daar staan die volgende: die onsinniges sal voor die oë nie standhou nie. U haat. Okay, gaan kyk daar wat daar staan in vers 6. Vermaande mense kan voor die oë nie staande bly nie. U het 'n weersin. Okay, ek dink nie 'n weersin het vir my dieselfde as haat nie. Want haat is die woord. Haat is die Hebreëse woord. En hy sê daar, ek het 'n haat in hulle. U haat al die werkers van ongeregtigheid. So kom ons sê gou vir mekaar. Haat God as jy besig is met ongeregtigheid. Haat God elke ou op hierdie aarde wat besig is met ongeregtigheid. Ja, hy het. So hoekom sê jy vir hulle, die Here het hulle lief? God sê, as jy besig is met ongeregtigheid, ek haat jou. Jy gaan met jou evangelisasie, gaan jy na mense toe en sê, weet jy, God het jou lief. En dan haal jy aan, natuurlik, bekende, Johannes 3 vers 16, want dit staan net daar. Want wat beteken wêreld? Hy is besig om te praat oor die
Uitverkorenes, uit elke stam en volk en taal en nasie. Wêreld word 9 verskillende kere in die Grieks gebruik, net in Johannes. Jy moet gaan kyk waarvoor hy dit gebruik. Maar dit is belangrik om te gaan sien dat die Bybel vir ons leer, as jy besig is met ongeregtigheid, God haat jou. Het jy dit gesien? Net dat jy vir my sê, ek is besig om nuwe stories vir jou te vertel. Sien jy dit, dat God sê, hy haat ongeregtigheid. Hy haat dit. Hy haat dit as jy ongeregtigheid doen. Baie mense sê, ja, maar, jy moet mooi verstaan, Johan, dis hoe dit werk. Die Here het die persoon lief, maar hy haat die ongeregtigheid in die persoon. Okay, great stuff. Gaan die Here eendag jou sonde in die hel gooi of jou in die hel gooi? Okay, so dit kan nie wees dat God die persone wat hy lief het in die hel gaan gooi nie. Die persone wat hy gaan lief het, gaan hy red. Gaan hy vernuwe. Maar die persone wat besig is met ongeregtigheid sal vir ewig in die hel brand. God haat ongeregtigheid. En daarom is dit so gevaarlik om in 'n pad in jou lewe te kom waar jy sê, wie wat, daar sekere dele van die gebooie wat ek nie meer gaan nakom nie. Sekere dinge wat ek gaan sê, dis okay vir my om dit nie na te kom nie. Ek raak wetteloos. Die kerk raak wetteloos. Nou is dit interessant. Die anti-kris wat gaan kom, wat word hy genoem in die Grieks? Die wettelose. Dis wet met 'n A voor. Hy's 'n wettelose persoon. Hy gaan waarin jy uit opstaan uit die kerk uit. En hy gaan lei wie? Al die wetteloses. Wat ook nie glo dat die wet van God meer van krag is nie. Dis die gevaar. Die gevaar is ons by 'n punt kom in ons lewens waar ons die wet nie meer as standaard bring nie. En ons sê nee wat, lewe soos jy wil. En daarom kom vers 10 en 11. Vers 10 en 11 gaan nou verder van Jakobus. Hy sê, daarom is dit die wet van vryheid. Ons is onder die wet van vryheid. Ons lewe in vryheid. Sien jy die wet van die Here as iets wat jou vryheid wegvat of jou vryheid beskerm? Kom ek gaan vir jou dit so vertel. Imagine ek gee vir jou 'n pragtige stuk plaas. Jy 'n plaas wil hê, ek gee vir jou 'n plaas. Die mooiste plaas. Ek gee vir jou 'n pragtige skaap. Merino dorper, wat jy ook al wil hê, gee ek vir jou, nee? Maar ek gee vir jou die plaas binnekant die kreerwiltuin. OK. Pragtige plaashuisie, jou kinders is daar, lieflik. Maar eendag stap jy buitekant op hierdie plaas van jou en jy sien daar is 'n verskriklike hoë draad rondom jou plaas. En jy kom by my en jy sê vir my, Johan, hey. Jy het hierdie plaas vir my gegee. Jy geweet wat so groot omheining is daar rondom. Wat gaan met jou? Jy steel al my vryheid. Ek sal graag buitekant daai draad wil loop. Ek kan my net een keer daai draad se deurtjie oopsluit. En jy kan daar buitekant gaan bietjie wy. En ek glo my, die volgende oomblik sal jy met reg op hare daar ingestorm kom en sê, die draad die binne is veilig, maak dit. Is dit nie so nie? Ja, dit is so. Dit is binne veilig. Die draad is rondom. Hoekom? Want dit beskerm my. Wat doen die wette? Dit beskerm my. Enigiemand wat sê ek hou nie van die wette nie, jy hou nie van jouself nie. Van die wette is daar om jou te beskerm. Daar is 'n brullende leeu wat rondloop, gereed om jou te verskeur, sê Petrus. Hy's gereed. Hy wag vir die oomblik om jou te verskeur. En die binnekant hierdie wette van God vind ek myself veilig. Veilig. Daarom, ons het nou saam Psalm 119, maar ek wil net nog 'n vers vir julle, Psalm 119 vers 77. Hy sê, laat u barmhartighede oor my kom, dat ek kan lewe, want u wet is my verlustiging. My verlustiging. U wet is my verlustiging. In Johannes 3 vers 24 sê, en wie sy gebooie onderhou, bly in hom. Die oomblik as ek sy gebooie onderhou, dan bly ek in hom. Die oomblik as ek nie sy gebooie onderhou nie, bly ek nie in hom nie. Iemand wat in hom bly, onderhou sy gebooie. En wie sy gebooie onderhou, bly in hom. En hy in hulle.
En hieraan weet ons dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy ons gegee het. Hoe weet jy dat jy in hom bly? Die Gees is in jou. En dit maak ons opgewonde, want as die Gees nie in ons is nie, is ons nie in staat om dit na te kom nie. Daarom is dit ongelooflik dat dit genoem word die wet van vryheid. Hoekom is dit vryheid? Wel, ewe skielik as ek hier binne is ek vry. Ek is vry. Ek lewe in oorwinning. Ek het vreugde in my lewe, want daar buitekant in die sondige wêreld wil die wêreld my verwoes. Die duiwel wil my verwoes, maar hier binne is ek veilig. Dis wonderlik om by die Here te wees en in sy woord te wandel. Dis wonderlik, dis vreugde. Hoe kan ek dit doen? Wel, is omdat die Gees in my woon. Dis die hele stryd wat Paulus het in Romeine 7. Dit wat ek nie wil nie, dit doen ek nie. En dit wat ek wil, dit doen ek nie. En dan sê hy, hoe is die antwoord? Romeine 8. Romeine 8 is die antwoord. Wat is die antwoord? Die Gees. Die Gees. Die Gees wat in my lewe. Die Gees gee my die krag. Die Gees stel my in staat. Kom lees gou saam met my weer 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. In Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook almal lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie nakom. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou. Wat is liefde vir God? Dat ons sy gebooie onderhou. Is jy lief vir God? Onderhou sy gebooie. Want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie swaar las nie. Sien jy dit? Het jy daai teksversie met die volk saam met my, dit is so mooi. Hy sê, want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou, en sy opdragte is nie swaar nie. Hoekom is dit nie swaar nie? Want die Gees woon in my. Die Gees stel my in staat om dit te kan doen. Dis nie wonderlik nie. Hy stel my in staat. Hy gee my die krag om dit te kan doen. Vers 4. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, ons geloof. Dis die oorwinning. Die oorwinning is ons geloof. Wat 'n ongelooflike gedagte as ons kinders van die Here is, dat ons deur die Heilige Gees in ons kom woon. Maar dit gaan verder. En hy kom daar by die gedagte van barmhartigheid. Hulle sal barmhartigheid ontvang word, ontferming, soos in die nuwe vertaling vertaal word, ontferming, barmhartigheid ontvang. Want wie wat in die bergpredikasie sê dit al reeds vir die mense, Matteus 5 vers 7. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die mense wat barmhartig is, want mense behandel met barmhartigheid. Nie mense wat dit verdien nie, want ek verdien dit. As ek nie die mense wil behandel met barmhartigheid wat dit verdien, imagine as die Here my net behandel met barmhartigheid wanneer ek dit verdien. Dan sal dit nooit plaasvind nie, is dit nie? Want ek weet nie van jou nie, maar ek het barmhartigheid elke dag van my lewe nodig van God. So, gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. En hulle word barmhartigheid bewys. Jy sien, dit staan al reeds in die Ou Testament. Al reeds in die Ou Testament word dit gestel. Sagaria 7 vers 9. So sê die Here, heerser oor alle magte, laat die waarheid seëvier in julle regspraak, betoon troue liefde en barmhartigheid aan mekaar. Moenie weduwees, weeskinders, vreemdeling en armes verdruk nie. Moenie bose planne in julle harte teenoor mekaar bedink nie. Barmhartig teenoor almal wees. Ou Testament al reeds. Nuwe Testament gaan dit verder. Wees barmhartig. Jesus sê vir hulle in Matteus 5 vers 23. En wanneer jy jou offergawe na die altaar bring, en daar onthou dat jou broer iets teen jou het, laat jou offergawe net daar by die altaar, en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe.
So wat beteken dit? Dit beteken, ek moet regmaak. Dit beteken, ek moet barmhartigheid bewys. Wat help dit, jy sit in die kerk en daar's mense waarvan jy nie hou nie? Wat help dit, jy sit in die kerk en daar's iemand wat jy nie vergewe het nie? Onthou jy daai suster van jou, daai neef of niggie van jou, daai iemand van jou, daai seun of dogter van jou, jy het hulle vergewe, het jy vrygemaak, het jy gesê ek's lief vir julle? As jy dit nie gedoen het nie, wil jy hê die Here moet vir jou barmhartigheid bewys. Jy sien, dis ons probleem. Ons hou daarvan om in die kerk te sit en nie te kom sit terwyl daar goeders in my gedagtes is en dinge wat ek gedoen het, wat ek weet wat verkeerd is, maar ek maak dit nie reg nie. Maar ek dink as ek kerk toe gaan, is dit alright. Die Bybel sê jy sal nie barmhartigheid ontvang as jy nie barmhartigheid bewys aan ander nie. Matteus 6 vers 14, want as julle mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Baie duidelik. Jy bewys nie barmhartigheid nie, jy sal nie barmhartigheid ontvang nie. Jy vergewe nie mense nie, jy sal nie vergewe word nie. Kan jy sien hoekom die wet, die koninklike wet, 'n wet van vryheid is? Want wat doen die wet aan my? Dit maak my vry. Maak my vry. Wie wat gebeur as ek mense begine vergewe? Ek kom vry. Ek kom vry. As jy nie mense vergewe nie, gaan jy nooit vrykom nie. Jy loop met 'n klomp bitterheid binne in jou en jy gaan nooit vrykom nie. Kom vry. Vergewe. En die eerste is, as ek nie mense vergewe nie, en ek sê, Here, vergewe my, sê die Here, ek luister nie na jou nie. Imagine dit. Hier het ek nodig dat die Here my vergewe, maar ek vergewe nie mense nie. En die Here sê, ek vergewe jou ook nie. Ek gaan jy nie vergewe nie. Solank as jy dit daai teen daai persoon het, solank as jy nie daai persoon vergewe nie, solank gaan ek jou nie vergewe nie. Ja, Here, maar ek probeer. Oh wel, ek gaan ook probeer. Wil jy hê die Here moet jou vergewe? Of wil jy nie hê hy moet jou vergewe? As jy wil hê hy moet jou vergewe, vergewe ander. Soos wat hy my vergewe het. Ek weet nie hoe ons verby hierdie teksverse kom nie. Ek weet nie hoe verby het kom nie. Ek weet nie hoe verby het kom en jy het 'n wrok in jou hart teenoor mense nie. Ek weet nie hoe jy verby het kom nie. Hoekom los jy nie net nie? Hoekom gaan jy nie maar net huis toe en lewe soos die wêreld? Hoekom sit jy en bluf jouself? Totdat jy by die punt kom en sê, Here, ek wil doen wat U vir my vra, want ek weet, om mense te vergewe maak my vry. Die ongelooflike metafoor wat gebruik word van die voeltjie wat in die hok is, wat die persoon wat vergewe, wat net agterkom, toe hy die hokkie oopmaak van vergifnis, toe kom hy agter, dis hy wat die voël is wat vryheid ervaar. Hy het gedink is die hele tyd die persoon wat hy nie kan vergewe, wat binne in die hok bly. Maar dit was al die tyd hy wat in die hok was. God wil hê jy moet vry wees. Dit is hoekom hierdie wet is 'n wet van vryheid. Maak jou vry. Maak jou vry om te lewe. Hoekom is dit 'n wet van vryheid? Want ek het die wet van vryheid ontvang, omdat Christus vir my vryheid bewerkstellig het aan die kruis. Jy het daarvoor gewag. Christus het die vryheid bewerkstellig aan die kruis. Wat gebeur nou met die wet? Die wet raak nie meer dit waardeur ek eendag voor God gaan staan en hy sê, het jy my wet nagekom? Ek gaan voor God eendag staan en hy gaan sê, jy behoort aan my, want my seun Jesus Christus het die wet namens jou nagekom en hy het al jou sonde betaal. Daarom is jy vry. Hoekom is dit die wet van vryheid? Want ek lewe nou uit vryheid uit. Ek kom die wet na, hoekom? Omdat ek God lief het. Dis hoekom ek dit nakom. Ek kom dit nie na omdat ek eendag daardeur beoordeel gaan word. My straf gaan nie eendag vanuit die wet wees nie. Dis die goddelose in die wêreld daar buite. Nee, ek lewe en ek kom God se wet na en ek vind my vreugde daarin. Hoekom? Want hy is die vervulling van alles wat ek moes gedoen het hy op hom gedra. Deur sy wonde het ek genesing ontvang. Ek is vry. Ek is vry. Ek is vry van sonde. En daarom dien ek hom met blydskap. My verlosser Jesus Christus aanbid ek met blydskap in my lewe. Hoe kan ek doen dit wat hy haat? Ek haat wat hy haat, want hy is my liefde. Nooit in my lewe wil ek lief hê wat hy haat nie. Ek kan dit nie doen nie. Dit is nie omdat ek onder die wet geoordeel word nie, ek is vry daarvan. As kind van die Here is ek vry. Ek lewe nou in hierdie ongelooflike gedagte van ek het die vryheid van die wet. Ek
Ek lewe onder Jesus Christus, wat die sonde vir my gedra het, wat geregtigheid vir my geword het. Die lewe wat ek nie kon leef nie, het hy geleef. Daarom wil ek barmhartigheid bewys. Omdat Christus vir my lief gehad het toe ek nog 'n sondaar was. Hy het nie gesê, Johan, okay, jy moet jou deel doen, kom 'n bietjie nader aan my nie. Nee, hy het gekom en al sy liefde om my ontvou, terwyl ek nog 'n sondaar was. Efesiërs sê, terwyl ek dood was in my sonde, het hy my lewendig gemaak. 100% God se werk. 100% God se werk. Dis hy wat aan die mens toe kom. Dis hy wat die mens lewendig maak. Dis hy wat die mens 'n nuwe natuur gee. Dis hy wat die mens in staat stel om hom te gehoorsaam. Dis hy wat die Heilige Gees oor jou uitstort. Dis hy wat die Heilige Gees gee as seël vir jou, dat jy die verlossing sal ontvang. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat dit doen. En daarom roep hy ons op. Dis my wet. My wet wat om vryheid is. Die koninklike wet wat nou 'n vryheidswet is. Roep my op en sê, ek wil hê jy moet barmhartig wees, want jy gaan eendag wel barmhartigheid ontvang. En as jy eendag barmhartigheid wil ontvang, wees barmhartig teenoor alle mense. Ek wil afsluit, Romeine 2 vers 6. Hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Die ewige lewe aan diegene wat deur volhoue goeie werke streef na heerlikheid, eer en onsterflikheid, strewe daarna. Matoring en graamskap aan diegene wat uit sy eie sinnigheid, ongehoorsaamheid is aan die waarheid en gehoorsaam aan die ongeregtigheid, verdrukking en benoudheid, wag vir elke mens wat aanhou kwaad doen. Eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek, maar heerlikheid, eer, vrede, wag vir elkeen wat die goeie doen. Eerstens vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want God beoordeel niemand volgens sy uiterlike nie. Daarom jy ook nie. Ek sê vir jou die wonderlikste nie. Ek raak so bang vir mense wat iets in die Bybel wil gaan verander, want ek weet hulle is nie daar nie. En hulle verstaan iets van die Here nie. Hulle verstaan nie dat ek so 'n baken rondom my lewe het wat my veilig maak. Binnekant hierdie baken het ek die amazingste lewe. As jy doen wat die Here vir jou vra in jou huwelik, het jy nie die amazingste huwelik nie? Ja, jy het. As jy doen wat die Here van jou vra en jy maak jou kinders groot binnekant daai raamwerk wat die Here vir jou gee, het jy nie vreugde? Ja, jy het. As jy binnekant hierdie raamwerk val en jy lewe vir hom en jy vergewe mense, het jy nie vryheid nie. Die koninklike wet is die wet van vryheid. Vir elke persoon wat in sy lewe vir Jesus Christus ontdek het. Hoekom het ons hom ontdek? Omdat hy barmhartigheid aan my bewys het en vir my lewendig gemaak het. En nou, vir my res van my lewe, gaan ek uit dankbaarheid vir hom lewe, die koning van alle konings. Amen. Ons buig ons hoofde. Here, dit is wonderlik om met die woord besig te kan wees. Dit is wonderlik om te besef, Here, dat elke deel van die woord is waar. Jota en titel, elke gedeeltetjie daarvan is waar. Here, dat ons so sal leef. Here, ek weet daar's baie mense wat dalk hier gesit het vanmôre en hulle het begin en gedink oor die wet en gedink die wet is moeilik. Die wet is wil vir my ontneem van 'n klomp goeders. En ek bid dat elke persoon wat 'n kind is vanmôre sal ontdek, die wet is vryheid. Die wet gee my 'n lewe van oorvloed. My beker loop oor. Mag elke persoon hulle toenadering na U toe bring en sê, Here Jesus, ek wil hê U moet die koning van my lewe wees. Om te ontdek wat het gebeur as die Gees in my woon en die Gees begin om vir my te verander van binne af. En U begeertes raak nou my begeertes. Ja Here, ons weet ons val baie keer en daarom het ons U vergifnis nodig. Daarom het ons nodig dat U ons sal vergewe. En dit leer ons barmhartigheid.
barmhartigheid om aan ander barmhartigheid te bewys, aanhou te bewys. Here, U is goed. Aan U liefde is daar geen einde nie. Amen. Amen, man.